verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naand op hierdie Sondag aand hier uit KwaZulu-Natal, en dit is so 'n voorreg. Sondag aande 8:00 en ergens in die week ook is ons daar by julle in die huis. Wat 'n voorreg is dit vir ons om op hierdie kruiskyk opname met jou te kan gesels. Alle eer aan die Here. Hy alleen is waardig. Hy moet al die eer kry. Dit is so lekker om met jou te kan gesels. Baie dankie vir julle wat kyk, baie dankie vir julle wat boodskappe stuur, en wat ook dan vir ons bid. Ons weet dat julle bid vir ons, en daarvoor waardeer ons vir julle baie, baie, baie. Nou ek wil vanaand bietjie heel rustig met jou net gesels, eers voordat ek vir jou gaan lees. Die motief en die poging van ons met hierdie uitsendings, wil ek baie duidelik stel, in geval jy gewonder het, ek glo nie dat ons enigsins dit so deurgegee het nie, maar in geval net, wil ons vir jou sê, dat vir ons gaan dit alles oor Jesus. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor ons bediening nie. Ek sê baie, dat die boodskapper kan nooit groter wees as die boodskap nie. Daar is niks groter as hierdie boodskap nie. So ek wil hê dat u dit net sal ter harte neem en dit dan nou so verstaan. Want as daar iets is wat ons baie gesteld is op, en dit is dat Jesus al die eer moet kry, en hy alleen. Lukas 16 vanaf vers 19, die opskrif daar, die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n man, 'n bedelaar, met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Toe die bedelaar sterwe, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, die Engelse woord is Hades, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Ek gaan vereers net tot daar lees. Hier kom 'n geweldige wending, en 'n kwessie van, kom ons sê, 6 of 5 of 6 verse, kom
kom daar 'n geweldige wending in 'n oomblik. En ek sê dit vanaand met 'n spesifieke doel, dat ek en jy sal weet, dat in een oomblik kan my en jou se lot verander. Of dit goed is, en of dit minder goed is. My en jou se lot kan in een oomblik verander. Iemand het eendag gesê dat God het die vermoë om van 'n baie ryk man in een dag baie arm te maak. Soos wat hy die mag het om 'n baie arm man in een dag ryk te maak. Ek glo nie daar is 'n luisteraar vanaand wie nie hierdie verhaal ken. Die ryk man wat baie, die Engels sal nou sê, lavish geleef het, staat gemaak het op sy weelde, en die Bybel sê, hy het vrolik en weelderig gelewe. In teenstelling, twee rolspelers, die een 'n baie ryk en 'n vermoënde man, die ander ene 'n bedelaar en 'n skaamte vir sy bloedlyn. Die bedelaar het verlang net na die krummels, en die honde het sy swere gelek. En daar is 'n afspraak gewees vir albei. Ek wil sê, as die Here vertoef om te kom, is daar 'n afspraak wat elke mens op hierdie aarde het, of hy ryk is en of hy arm is, en daardie afspraak se naam is dood. Daar is egter nog 'n afspraak wat geen mens wie ooit op hierdie planeet was, gaan mis nie. Ek en jy het geen seggenskap oor hierdie afspraak nie, want dit is 'n afspraak wat God gemaak het, en dit is wanneer ek en jy voor hom gaan staan. Terwyl ek hierdie lees, en ek praat van die bordjies wat verhang in 'n oomblik, was terwyl die ryk man geleef het, was Lazarus die bedelaar. Lazarus, die een aan wie die honde gelek het. En die bedelaar sterwe voor die ryk man, en hy word ontvang by die boesem van Abraham. Nie baie lank na dit nie, sterwe die ryk man, en Abraham is nêrens te sien nie, en hy val in 'n plek wat hy sê, ek ly smarte in hierdie vlam. Hierdie het niks te doen gehad omdat hy ryk was nie, en omdat Lazarus arm was nie. Dit het gegaan oor, toe Lazarus sterwe, toe was sy naam aangeteken in die boek van die lewe, en die ryk man nie. En die bordjies verhang. Nooit het die ryk man gedink dat hy 'n bedelaar sou word nie. Soos wat Lazarus gesoepat het, gesmeek het, en niemand geluister het nie, maar God in die hemel het vir hom hemelse plekke in stoor gehad. Die ryk man, wie gevoel het dat hy niks van niemand, selfs van God af nodig gehad het nie, verander, en hoor hierso,
vers 25. Maar Abraham antwoord hom, dis nou die ryk man. Kind, onthou dat jy die goeie in jou lewe ontvang het, en Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar 'n kloof tussen ons gevestig, sodat die wat daai kant is, die kan oorgaan na julle toe nie, en die van julle wat die kan oorgaan na ons toe nie. En kyk wat gebeur in vers 27. En hy sê, dis die ryk man van Abraham, ek bid u om na my vader se huis te gaan, want ek het 5 broers, en hulle dringend te waarsku. Kyk, wie bedel nou? Bedel dalk nie vir geld nie, maar hy bedel vir genade. Hy sê, toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete. Hy vra vir water van 'n bedelaar se vinger af. Skielik lees ek van 2 bedelaars. Die een wat gebedel het vir brood en vir kos, en nou bedel die ryk jong man vir genade. As daar 'n ding is in hierdie tyd waarin ons leef, wat ek en jy moet besef, dat God se woord ons waarsku in die 17de hoofstuk, want soos weerlig wat uit die een kant onder die hemel blits tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Ek wil hê dat jy sal hoor. Dis vir my ironies dat terwyl ek hierdie opname maak, slaan die donder weer daar buite en sak die reën hier in Newcastle af, en die blitse slaan daar in die verte, amper as 'n bevestiging oor hoe vinnig alles kan verander in my en in jou se lewe. Daar is niemand, ek wil hê dat jy sal hoor, Suid-Afrika, daar is niemand wie God nie kan red nie, as hy wil gered word. Die een oomblik is Lazarus die bedelaar, en die volgende oomblik is die ryk jong man die bedelaar. Is die bedelaar Lazarus in hemelse plekke. Jy weet, daar is 'n liedjie wat ons sing. Daar is 'n liedjie wat ons sing. Coming home, nevermore to roam. As jy daar in hoofstuk 15 lees, en nou, is my so ironies, hoofstuk 15 van Lukas, gaan baie oor die verlore seun. Lukas 16 gaan vir my baie oor natuurlik die ryk jong man en Lazarus, en hoofstuk 17 gaan oor hoe vinnig Jesus gaan kom, so vinnig is wat die weer slaan. Die verlore seun wat inkom, en life is about choices. Kyk, luister al, hoor wat hierdie pastoor vandag vir jou sê, jy het KZN. Life is about choices. As jy die Here wil dien, en ek gaan 'n ding nou reguit sê, man, hou op om mense te blameer vir die feit dat jy nie die Here wil dien nie. Dis vir my ironies dat mense hele week gevloek en geskel word by hulle werk, en maandag is hy weer terug by sy werk. Maar dat een hom nie groet by die kerk nie, dan bly hy weke by die huis. Ag, Jesusie, julle ouens, kom ons bou 'n brug en kom oor dit. In hoofstuk 15 lees ons van die verlore seun. And he made a choice. He made a big mistake. But failure is not in falling or falling away. Failure is refusing to stand up. Dis mislukking, wanneer jy weier om terug te keer na jou staanplek. Die ryk jong man leef ryk,
En is vir hom ewig te laat. Die verlore seun kom sy fout agter. Ek wil vir jou sê, nie baie, of dat ek eerlik sê, nie almal gaan daar die geleentheid kry om jou foute agter te kom nie, hoor. Ons het soveel mense al in ons bediening gehad, en baie is nie meer met ons nie. En van hulle sien ek vandag as ek so in die dorp ry, in ons eie dorp, in ons eie kerk, mense wat op 'n stadium die Here gedien het, en verkeerde besluite. Ek sê weer, life is about choices. Verkeerde besluite geneem het. En vandag is dit feitelik onmoontlik. Ek het al hoeveel keer genooi om kerk toe te kom. Want hulle gaan nie. Hulle het teruggeval. Hulle het teruggeval. Jy kan dit nie glo nie. Hulle het lewendig teruggeval. En ek het al hoeveel keer genooi. Elke keer 'n verskoning. Ek dank die Here dat die verlore seun het betyds teruggekom en ontdek en agtergekom dat sy vader vir hom wag. Hierdie ryke man kyk neer op die arm Lazarus. En Lazarus word vertroos by die boesem van Abraham. En net soos wat Lazarus gedra was na hemelse plekke, was die ryke man gedra na 'n ewige verderf sonder die Here. Op hierdie Sondag aand moet jy 'n besluit neem. Jy kan nie God jou stokperdjie maak nie. Jy kan nie die oude meester in jou huis hê en die nuwe meester innooi nie. Jy kan nie God en mammon dien nie. Dis miskien nou lekker. Jy's omring deur die beste pelle. Jy's omring deur alles van hierdie wêreld. Maar daar kom 'n dag. Jo. Ek lees 4 dinge wat hierdie ryke man onthou het toe hy in die hel is. Hy onthou iets soos gebed wat hy bid. Hy verlang na water. Ek twyfel of hy ooit water gedrink het. Dik uit wyn en al hierdie goeders gedrink en homself verlustig in die dinge van die wêreld. Die derde ding is, hy het sy familie onthou. En die vierde ding is, hy het onthou dat daar is 'n hemel. En ek wil nou vanaand vir jou sê, jy hoef nou waaraggies waar nie weer na hierdie pastoor te luister nie. Maar ek wil vir jou sê dat jy, as jy die ewigheid is sonder God, gaan jy bid. Maar daar gaan nie geantwoord word nie. Jy gaan water soek, en dit gaan nie vir jou aangedra word nie. Jy gaan familie soek, wat jy nie gaan kry nie, en jy gaan verlang na die hemel, en jy gaan nooit daar kom nie. Is dit werklik die moeite werd? By wyse van jou eie keuse, by jouself, you've got no one else to blame for where you are today. En jy kan nie bekostig. Die Bybel sê, hy het purper en fyn linne gedra. Elke dag vrolik en weeldrag. Gaan kyk die verklaring van vrolik. Is jy net bly nie? Hy was baie keer besope onder drank. Lekker. Maar hy bereken nie die koste. Daar is 'n liedjie wat sê, weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal. Jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal, maar bereken wat dit hierna sal baat. Ek wil vir jou los met dit. Terwyl jy gebed het wat kan werk, terwyl jy strome van lewende waters het wat jy kan drink, terwyl jy familie het vir wie jy kan
daar wees en vir hulle bid, en terwyl jy nog die hemel kan maak, moenie hierdie 4 goed net in die hel onthou, waar dit geen verandering gaan maak nie. Onthou dit nou, waar dit jou lewe kan verander. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanaand weer kon gesels, weer so 'n bietjie na die woord luister. Here, ons kon vanaand na U toe kom en ons kan vir U baie dankie sê, dat ons hierdie unieke voorreg het, om vanaand net weer te kon luister, te kon uitsaai, te kon oopmaak en sê, Here, hier is ek. Ek bid, Vader, vir elke liewe ene wat ingeskakel het, wat kyk, dat U asseblief met hulle sal wees, dat U asseblief, dat in hulle harte sal werk, dat hulle soos die verlore seun sal terugkom, dat hulle sal besef, Here, U koms gaan wees soos die weerlig wat slaan, onberekenbaar vinnig. En ek bid vir genade vir elke liewe een wat geluister het en my inkluis vanaand. Is my gebed in Jesus naam. Amen. En sê julle mense baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons gesels, ons kan nie wag om volgende Sondag weer daar in jou sitkamer te wees nie, hoor. Die Here seën vir julle, totsiens.